Dis ongeveer die jaar 1400 voor Christus. En die volk Israel is in die beloofde land bymekaar, in Sichem. Nie meer as slawe nie, ook nie op die slagveld nie, maar juis op 'n plek van herinnering. Die plek waar hulle voorvader Abraham jare van tevore die stem van God gehoor het, waar beloftes gemaak is en waar 'n familie se geskiedenis begin het. En daar in die beloofde land is hulle grootste gevaar nie meer Egipte nie. Nie meer die woestyn nie, nie die vyande rondom hulle of oorlog nie, want ons lees, God het hulle met jare van rus en vrede geseën. Die grootste gevaar is dat hulle identiteit sal verloor. Dat hulle so tussen die nasies rondom hulle leef en dat hulle uiteindelik net soos hulle word. Dat hulle vergeet wie hulle is, wat God vir hulle gedoen het en waarvoor hulle as volk geroep is. En so roep Joshua, wat al oud en swak is en aan die einde van sy lewe is, die volk bymekaar. En hy besef, hierdie is een van die laaste kere wat hy met die volk gaan praat, en dan is dit merkwaardig om te sien wat hy kies om met hulle te deel, hierdie laaste keer. En dit vind ons in Joshua 24. En as ons daar gaan lees, dan sien ons, hy kies om nie nuwe strategieë vir die toekoms of planne en vir sukses en voorspoed vir hulle te gee nie. Hy begin nie met reëls of met skuldgevoelens oor waar hulle op daai oomblik is nie. Hy begin by hulle verhaal. Hy vat hulle terug na Abraham, terug na die God wat geroep en gelei het en voorsien het en gedra het. Hy wys terug en hy herinner hulle, kyk waar julle vandaan kom. Julle is deel van die groter storie van God wat met mense op pad wil wees, wat met mense in verhouding wil staan, wat getrou is en wat sy beloftes waarmaak. Want jy sien, op hierdie punt was die volk reeds besig om hulle ore en hulle harte uit te leen aan die volke wat hulle omring het, veral met betrekking tot godsdienstbeoefening. En daarom herinner Joshua hulle aan waar hulle vandaan kom, aan wie se storie hulle van deel is. Want hy besef hoe maklik mense rigting kan verloor as hulle vergeet wie hulle is, as hulle vergeet waar hulle vandaan kom. En dan, na hy hulle aan hulle verhaal herinner het, kom hy by 'n oomblik van beslissing. Hy sê, kies vandag wie julle wil dien. En dan sê hy daardie bekende woorde wat vandag nog in huise en gesinne en in mense se harte weer klink. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En ons moet besef, dis meer as net 'n geloofsuitspraak wat hy hier maak. Dis 'n doelbewuste keuse vir rigting, vir identiteit, vir watter tipe mense, watter tipe huis, watter tipe gesin hulle gaan wees, waarheen hulle op pad is en wat hulle gaan vorm. Ongeveer 3400 jaar gelede verstaan Joshua reeds hoe belangrik dit is vir gesinne om doelbewus na te dink oor wie hulle is en waarheen hulle op pad is. Hy besef, as 'n gesin nie doelbewus besluit wie hulle is en hoe hulle gaan wees nie, gaan die wêreld rondom hulle vir hulle daardie besluit neem. Dis 'n eeueoue beginsel, maar tog is dit presies wat Stephen Covey in sy bekende boek The 7 Habits of Highly Effective Families ook met ons deel. Verlede week het ons na die eerste gewoonte gekyk om proaktief te wees, om die verandering by onsself te begin maak. En dit bring ons vandag by die tweede gewoonte. Een van die heel belangrikste gewoontes vir enige gesin is, begin met die einddoel in gedagte. Of in ander woorde, vra die doelbewuste vraag, waarom is ons gesin vir ons belangrik? Waarheen is ons op pad? Hoekom doen ons wat ons doen? Waarvoor staan ons? Hoe wil ons graag gesin wees? Maar die realiteit is, die besige, onstuimige wêreld waarin ons gesin moet probeer wees, het dikwels die gevolg dat gesinne maar net deur die motions gaan. Ons leef reaktief. Ons reageer bloot net op die volgende besige dag, die volgende uitdaging, die volgende ding wat ons aandag vereis, sonder om proaktief
en doelgerig oor ons gesin wees na te dink. En ons besef dit nie altyd nie, maar die gevolg hiervan is dat gesinne in hulle geheel of lede in die gesin dan maklik meegevoer word deur die nuutste neigings in die samelewing. Dat hulle die golf daarvan ry en maar net sien waar die lewe hulle gaan uitbring. Die wêreld het sedert Joshua se tyd ontsettend baie verander. Maar in sekere opsigte het dit glad nie verander nie. Want vandag is dit steeds soos die volk dit destyds beleef het. As 'n gesin nie doelbewus besluit oor wie en hoe hulle is nie, gaan die wêreld rondom hulle daardie besluit vir hulle neem. En ons as gesinne gaan die gevolg daarvan dra. As ons wil hê dat ons gesinne gelukkig en weerbaar, resilient moet wees, 'n ruimte moet wees waar ons 'n gesamentlike sterk identiteit het, 'n duidelike vooruitsig, gedeelde waardes en waar ons in ware koneksie met mekaar leef, dan moet ons proaktief werk. Moet ons doelbewus nadink om dit ten alle koste te laat gebeur. So iets gebeur nie van self nie. Dis iets wat ons saam moet skep. En dis eintlik glad nie buitengewoon of verrassend nie. In byna elke deel van ons lewe weet ons hoe belangrik dit is om met 'n plan, 'n duidelik gedefinieerde visie en 'n einddoel te werk. Dink maar, niemand begin 'n huis bou sonder 'n bouplan nie. Niemand klim op 'n vliegtuig sonder 'n bestemming nie. Niemand begin 'n besigheid sonder om 'n duidelike idee te hê van waarvoor daardie besigheid bestaan nie. Maar vreemd genoeg, in elke ander terrein van ons lewens is dit vir ons voor die hand liggend. Maar om een of ander rede gaan staan ons as gesinne bitter min stil en vra, waarheen is ons op pad as 'n gesin? Wat is ons gedeelde visie en plan? En dis presies waarop Stephen Covey met hierdie tweede gewoonte ook ons aandag wil rig. Gesinne gebeur nie net van self nie. Sterk, gesonde gesinne word doelbewus gevorm. Maar hoe doen ons dit? Covey gee vir ons 'n paar baie praktiese riglyne hiervoor. En die eerste daarvan is, skep 'n missieverklaring vir julle gesin. Nou, 'n missieverklaring is 'n eenvoudige, gedeelde verklaring wat sê watter tipe gesin wil julle wees? Watter waardes rig julle lewens? En hoe stel 'n mens so 'n verklaring op? Daar's 3 stappe, sê hy. Eerstens, begin deur saam te droom en saam te praat oor die hart van julle gesin. Waarvoor julle as 'n gesin staan. En in hierdie stap is oop gesprek noodsaaklik. Hier moet gesinne oop en eerlik met mekaar kan gesels oor vrae soos, wat maak ons gesin uniek? Wat is die 3 hoofdoelwitte van ons gesin? Wat is vir ons belangrik? Hoe wil ons hê mense moet voel in ons huis? Wat is die unieke gawes en vermoëns van elke lid van ons gesin en wat waardeer ons van mekaar? Ons moet die vraag beantwoord, hoe wil ons konflik hanteer? Wat glo ons is vir God belangrik in ons gesin wees? Wat wil ons hê moet ons kinders eendag van hierdie huis onthou? Wat wil ons hê moet hulle met hulle saamdra in hulle huise as volwassenes in? Covey maak die interessante, maar tog skokkende opmerking as hy sê, in ons huise maak ons nie net ons kinders groot nie. Ons maak eintlik ook ons kleinkinders groot. Want die kultuur van 'n huis reis verder as net een generasie. Die manier waarop ons vandag praat, liefhet, konflik hanteer, tyd maak en tyd bestuur, waarop ons God dien, word ook die werklikheid in hulle huise. So julle hoor, hierdie eerste stap het die doel om kreatiewe, inspirerende groeigesprekke los te maak. Om oor ander dinge te praat as skedules en logistiek en finansies en so meer. Dis om by mekaar stil te staan, vir mekaar te luister en saam te droom.
in die ruimte van 'n oop en 'n eerlike gesprek waar elke lid van die gesin sonder oordeel hulle droom van gesin wees kan deel. En dit is belangrik dat elke lid van die gesin hieraan deelneem. Covey sê, dit is so eenvoudig soos no involvement, no commitment. Betrek selfs jou kleutertjies hierby. Hulle dalk nog nie al die woorde nie, maar met prentjies teken of speletjies speel kan hulle selfs ook hieraan deelneem. En na hierdie kreatiewe dinkskrim, wat selfs oor die verloop van 'n lang tyd kan plaasvind, volg stap 2. Wanneer almal in die gesin voel dat julle gesê het wat gesê moes word en dat julle gedroom het wat gedroom moes word, dan sit julle woorde aan die waardes wat julle wil uitleef. So die eerste stap is 'n kreatiewe proses van aantekeninge, van prentjies, van gedagtes. En die tweede stap is wanneer die pen op papier gesit word. Dis wanneer jy sit en al hierdie gedagtes en drome verwerk in 'n missieverklaring. En dit hoef nie lank of indrukwekkend te wees nie. Dit moet net duidelik wees. Maklik onthoubaar wees. Dis 'n sin of 'n paar eenvoudige sinne wat sê, hierdie is wie ons wil wees. Hierdie is hoe ons leef, saam en as individue, wanneer ons ons gesin op ander plekke gaan verteenwoordig. En dit kan so klink. In hierdie huis vier ons mekaar met ons verskille. In hierdie huis kies ons vergifnis. Ons respekteer mekaar en ons sal altyd lojaal wees aan mekaar waar ons ook al gaan. Ons het mekaar onvoorwaardelik lief en maak nie saak wat nie, hier sal jy altyd veilig kan voel en aanvaar word. Ons kies tyd saam bo 'n konstante gejaagdheid. Of in Joshua se woorde, ek en my huis, ons sal die Here dien. Die doel van hierdie tweede stap is nie perfeksie nie. Die doel is sekerheid. Dis rigting. Want 'n missieverklaring help 'n gesin om terug te keer na wat werklik belangrik is. Want waar die reise van jou lewe jou en jou kinders ook al heen neem, beantwoord 'n missieverklaring altyd die vraag: pas hierdie reaksie by wie ons as gesin wil wees? Pas hierdie ritme by die tipe gesin wat ons graag wil bou? Neem hierdie besluit ons nader aan ons einddoel. En dit bring ons by die derde belangrike stap. Maak hierdie missieverklaring deel van julle daaglikse lewe. Dit kan nie bloot net by woorde op papier bly nie. Dit moet sigbaar word. Dit moet sigbaar word in hoe julle praat, in hoe julle konflik hanteer, in hoe julle tyd spandeer, saam en as individue, in hoe julle liefhet, hoe julle vergewe, hoe julle altyd weer terugkeer na mekaar as gesin. Met ander woorde, hierdie gaan ons manier van leef word. Dit wat hier op papier staan, dit gaan ons manier van leef word. Covey sê, een van die grootste geskenke wat jy vir jou kinders kan gee, is die ervaring van 'n huis waar mense doelbewus leef. Nie perfek nie, maar doelbewus. Want kinders word nie net gevorm deur dit wat ons vir hulle sê nie, maar deur dit wat hulle oor en oor in ons huise beleef. 'n Gesin se missieverklaring verander nie 'n huis oornag nie. Maar dit gee tog vir 'n gesin 'n gedeelde rigting, gedeelde waardes. En in 'n wêreld wat konstant probeer bepaal wie ons moet wees, het gesinne meer as ooit nodig om weer doelbewus vir mekaar te sê, dis wie ons is, dis waarvoor ons staan, dis waarheen ons op pad is. En so 'n verklaring kan eintlik elke jaar weer hersien word, want gesinne ontwikkel, kinders word groot, en dit is uiters belangrik dat dit toepaslik en relevant bly. En net baie kortliks. Een van die kragtigste maniere waarop 'n gesin hierdie waardes begin uitleef, is deur die stories wat hulle kies om oor en oor te vertel. Want dink maar, dis presies wat Joshua in Joshua 24 doen.
Hy herinner die volk aan Abraham, aan Egipte, aan hulle verlossing, aan die woestyn, aan God se trou, aan hulle verhaal. Want stories vorm identiteit. Dit herinner mense aan wie hulle is, waar hulle vandaan kom, wat belangrik is en wie hulle tot hier gedra het. En dis ook waar van gesinne vandag. Elke gesin het stories. Die vraag is net, watter stories word oor en oor vertel? Van die stories wat in 'n huis weer klink, sê uiteindelik, dis wie ons is. Dis wie jy is. Gesonde gesinne vertel stories van genade, van deurdruk, van geloof, van opoffering, van God se sorg, van 'n familie wat saam deur moeilike tye gekom het. Hulle vertel stories wat 'n missieverklaring aan 'n geleefde ervaring koppel. Kinders onthou nie noodwendig elke reël in 'n huis nie, maar hulle onthou die stories, die atmosfeer wat in daardie stories geskep word en die herhalende waardes wat hulle oor en oor gehoor en beleef het. Stories sê vir ons kinders wie ons is, wie hulle is. En die realiteit is, die wêreld vertel ook stories. En dis presies hoekom dit so belangrik is. Want as 'n gesin nie doelbewus hulle eie storie onthou en vertel nie, gaan die wêreld ander stories vir jou kind gee. En dalk is een van die belangrikste dinge wat ons as gesinne weer moet leer, is om stories te vertel. Ons stories te vertel. Om weer aan die etenstafel te praat oor waar God in ons lewe voorsien het. Oor wat ons al saam deurgekom het. Wat werklik belangrik is. Stories van ouma en oupa Grootjie en waarvoor hulle gestaan het. Waarvoor ons dankbaar is. Wat ons waardes is. Wie ons graag wil wees. En dis uiteindelik waartoe hierdie tweede gewoonte ons ook roep. Om nie net gesinne te wees wat saam woon en saam deur die lewe jaag nie, maar gesinne wat doelbewus kies wie hulle wil wees. Wat doelbewus met hulle gesin wees omgaan. Gesinne wat weer taal gee aan hulle waardes, aan wie hulle is. Gesinne wat hulle missieverklaring leef. Wat die stories vertel van wie hulle is, waar hulle vandaan kom, sodat ons in hierdie wêreld met al sy invloede, al sy stemme, doelgerig, seker, effektief, gelukkig en gesond gesin kan wees. Gesin tot God se eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie dat U van die heel begin af U self aan ons bekend maak as 'n God van verhouding. 'n God wat met ons in verhouding wil staan, maar 'n God wat ook verhoudings tussen mense gevestig het. Wat wil sien hoe daardie verhoudings groei en floreer en tot U eer strek. Dankie dat ons die voorreg het om vanaand te kan terugkyk oor die geskiedenis. Te kan terugkyk oor U verhouding met mense, maar ook die verhoudings wat U tussen mense daar gestel het. Dankie dat ons kan kyk na die lewe van Abraham en die lewe van Joshua, en waar ons daar kan sien hoe U nog altyd met mense op pad is, ook vandag met ons. Dankie dat U ons insluit in U groter storie, en dat ons daarvan deel kan wees. Here, vanaand bely ons en ons erken dat ons gesinne so maklik vasgevang raak in die gejaagdheid van hierdie wêreld, in die afleidings en in die druk en in die vol skedules. Ons leef dikwels net van dag tot dag sonder om stil te staan by wie ons as gesinne werklik is en waarheen ons op pad is. En daarom bid ons vandag vir ons huise en vir ons gesinne. Geef vir ons die wysheid om doelbewus te leef, om nie net saam onder een dak te woon nie, maar om werklik saam gesin te wees. Doelbewus, soos U graag wou hê.
Leer ons om met mekaar te praat oor wat regtig belangrik is. Geef vir ons die moed om waardes daar te stel en na te leef, waardes wat ook u hart weerspieël. Help ons om nooit as gesinne ons stories te vergeet nie. Stories wat ons ook vertel van u teenwoordigheid en u trou in ons lewe. Stories van genade, voorsiening, vergifnis en hoop, sodat ons as gesin en ons kinders en die geslagte na ons altyd sal onthou wie u is en wie ons in u is, ook ons as gesinne. Ons bid vir almal wat hierna luister, vir elke gesin. Help ons om in 'n wêreld wat vir ons wil sê wie ons moet wees en hoe ons moet leef, doelbewus soos Joshua standpunt in te neem en te sê, dis wie ons is. Dis hoe ons lewe leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Sluit gerus af deur saam oor hierdie volgende vrae te gesels.